Ons is by Psalm 42 en 43, as jy daarby wil oopmaak, dan gaan ons daaruit lees. Dis eintlik een Psalm. En julle sou gesien het in die tema van die oggend was daar 'n woord, 'n maskiel. So 'n gesprek met jouself en 'n worsteling met die Here en dan doetjie daar staan en 'n maskiel. Nou het ek 'n klompie navrae gekry oor dat ek nie iewers 'n spelfout gehad nie. Wat beteken die vreeslike woord? Maar as jy nou die 2020 vertaling sou hê vanmôre voor jou, dan sou jy gesien het hy begin in vers 1 vir die musiekleier 'n maskiel van die Koragiete. As jy nou die 83 voor jou oop het, dan sal jy hoor vir die koorleier 'n gedig van die Koragiete. So daar hoor jy al klaar een van die moontlike maniere waarop ons hierdie woordjie maskiel kan vertaal. Ek gaan in die preek meer oor hom sê. Die bekende woorde wat ons so goed ken, volg in vers 2. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan en voor U verskyn? Aan dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, waar is jou God nou? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en met lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier van die Jordaangebied, van die Hermonberg, van die Kleinberg af, waar die waters teen mekaar raas en U waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom het ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teenstanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. En dan sonder aankondiging sien jy Psalm 43 gaan net eenvoudig eintlik aan. Laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak teen 'n goddelose bende. Red my van vals en misdadige mense. Net U is my skuiling, my God. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Stuur U lig en U waarheid dat U my lei en my bring na U heilige berg, na U woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en wil juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, want hy is my helper en my God. Nou soos ek jou gesê het, is hierdie eintlik een Psalm, want jy hoor dit sommer in die refrein, 3 keer kom hierdie verse na vore, begin daarmee so in die middel en op die einde weer, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, want hy is my helper en my God. Hierdie refrein bind hierdie twee psalms as ware aan mekaar. Hy word in die eerste vers in Hebreëus en in die 2020 vertaling 'n maskiel genoem. En die 83 het dit nou vertaal met 'n gedig. Maar eintlik is dit meer as 'n gedig. Dis 'n woord wat 'n mens eerder sou probeer kon vertaal met iets soos nadenke of refleksie. En daarom doen baie van die Engelse vertalings dit eintlik reg om te sê dis 'n reflective poem. Jy hoor die twee gedagtes word aan mekaar gesit. Dis 'n refleksie, dis 'n nadenke, maar in die vorm van 'n gedig.
Ons weet nie wie het hierdie psalm geskryf nie, want as jy die opskrif lees, dan lees jy van die Koragiete, meervoud. Nou as jy nou nog jou Joodse geskiedenis goed ken, dan weet jy mos nou wie die Koragiete was. Ek hoef nou niks oor hulle verder te sê nie. Julle is mos nou almal dadelik op datum met wie was hulle nou weer. Nee, dit is 'n moeilike klomp ouens geweest. Nee, alles behalwe. Die Koragiete was deel van die Levi-stam. Die Levi-stam weet ons nou weer, dit was die priesterlike stam, nee, dit was die ouens wat afgesonder was om in die tempel en in die tabernakel, eers die tabernakel en toe later in die tempel te werk. Hulle het geen ander werk in die volksmond gehad, die behalwe hulle was die ouens wat toegesien het dat alles in die heiligdom van God reg werk. Die Koragiete was ook die musiekbegeleiers en die musiekleiers. Daarom sal jy dikwels hoor dat die opskrifie is vir die musiekleier. Dis iemand wat moes toegesien het dat hierdie lied kan gesing word en dat dit inderdaad in die sogenaamde erediens van daardie tyd dan sou gebeur het. Van die Koragiete kan jy lees daar in 1 Kronieke 6 waar hulle genoem word die deurwagters van die heiligdom. En in 1 Kronieke 9 waar jy hoor dat hulle die musikante was wat moes toegesien het dat dit ordelik, die musiekafdeling, dat dit ordelik verloop in die heiligdom. Twee groot name wat ons weet wat Koragiete was, is natuurlik die profeet Samuel. Samuel was 'n Koragiet gewees en sy kleinseun Heman word daar in 1 Kronieke 9 word hy genoem 'n uitstekende musikant. So, een van hierdie ouens, 'n koor van hulle, ons weet nie wie nie, het hierdie psalm geskrywe. Ek gaan nou maar elke keer in die enkelvoud praat as hy, maar dit mag nou ook meer as hy gewees het. Ons weet dat die priesters net uit mans bestaan het, soos weet dit was ten minste mans wat hom geskryf het, of 'n man, so maar verskoon as ek nou net praat van hy, en dalk nie van hulle nie, maar jy gaan nou verstaan as ek dit so noem. En as ek van die psalm praat, dat ek elke keer praat van psalm 42 en 43 as een psalm. Hierdie is 'n ongelooflike psalm wat ons in die woord van die Here het. Dis 'n psalm en ek wil hê jy moet dit regtig mooi hoor vanmôre. Dis 'n psalm wat vir jou help om woorde te kry wanneer jy voel God is nie meer teenwoordig in jou lewe nie. Wanneer jy voel God is afwesig. Wanneer jy voel God het jou vergeet. Wanneer jy voel God gee nie meer aandag aan jou nie, God hoor nie meer jou gebede nie, asof God hom nie meer aan jou steur nie. Dan wil hierdie psalm jou help met die regte woorde om met God in gesprek te wees, om met God te worstel. In hierdie psalm hoor jy hoe die kop van die mense en die hart van die mense as ware met mekaar in gesprek is. Die kop sê die hele tyd, vertrou op die Here, moenie twyfel nie, God is goed, God is getrou. Die hart twyfel, die hart praat die taal van dag en nag as ek in trane. Waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad? Jy hoor hoe geloof en twyfel die hele tyd met mekaar in gesprek is. Die kop glo, maar die hart twyfel. En vriende, nou weet ek, julle sit vanmôre hierso. Ek ken julle by die naam. Ek is soos die FBI, ek weet van jou. Dat jy hierdie pad loop. Dat jy hierdie belewenis het van my kop wil graag glo, maar my hart twyfel so. Want ek bid so veel keer al oor bepaalde sake en asof God my nie hoor nie. Ek verlang so na uitkoms, maar dit kom nie. Ek wil so graag weer dit of dat in die lewe, maar dit gebeur nie. En daarom beleef ek God as afwesig, eerder as aanwesig in my lewe. En mag dit vanmôre wees, ek weet julle luister nie na my nie, maar mag die Heilige Gees vanmôre op 'n baie besonderse manier hierdie waarheid van hierdie teks net in jou kom indruk en in jou hart kom plant en vir jou die vermoë gee om te glo dat hierdie psalm werklik vir jou kan help. Vir jou kan help om met 'n eerlikheid voor die Here te kom staan. As jy nie okay is nie. En op te hou om te pretend dat alles maar okay is, as jy nie okay is nie. Want ek ken julle, ek weet van julle, dat ons maar in hierdie lewe deurgaan, asof ons moet maar net maak of alles okay is, en ek maak dikwels ook of ek okay is met God, terwyl ek met wrogings en met stoeie na die Here toe wil kom. Mag het wees, dat jy vanmôre hoor, jy kan maar eerlik voor die Here kom met jou vrae. Maar mag jy aan die ander kant ook baie duidelik hoor, dat God se trou en God se liefde jou inderdaad nooit sal verlaat nie. Dat God in sy getrouheid nooit vir jou sal los nie, selfs
al voel dit vir jou partykeer so. En ek wil dit doen aan die hand van 6 gedagtes wat ek graag met jou wil deel. 1, jy kan hoor uit hierdie psalm, jy mag maar eerlik jou waarom vra vir die Here kom vra. Ons het iewers, het ons die leen begin glo van oupas en oumas en ooms en tannies en partykeer selfs van ou oom dominees, wat sê, jy mag nie vir die Here vra hoekom nie. Jy mag nie vir die Here vra waarom het hierdie ding op my pad gekom. Jy moet maar net berus in die wil van die Here. Dis strooi. Dis gewoon nie wat die woord sê nie. As jy hierdie psalm lees, dan hoor jy 10 keer die woordjie waarom. In hierdie kort twee psalms. Hoor jy 10 keer hoe hierdie psalmdigter vra, waarom Here moet ek gebuk gaan? Waarom Here het U my vergeet? Waarom Here verstoot U my? Waarom voel ek dat U nie naby my is nie? Jy hoor dat hierdie digter of digters regtig eerlik voor die Here kom staan met hulle waaroms. Ek ken mense wat uit die kerk uit is, wat hulle geloof bedank het, omdat hulle gehoor het, hulle mag nooit vir die Here vra waarom het hierdie sleg op hulle pad gekom nie. Waarom moes hulle deur hierdie verskriklike seer gegaan het? Waarom is hulle maat op hierdie verskriklike wrede manier uit hulle lewe weggeneem? En mense wil sê, jy moet net nie waarom vra nie, hulle moet net aan berus in die wil van die Here. En ouens hulle geloof opgegee het in die Here. Wanneer hierdie psalm leer vir my nommer 1, jy mag eerlik vir die Here kom vra, Here, waarom? Waarom voel dit vir my, U verstoot my aan mekaar? U hoor my nie, U is nie teenwoordig in my lewe nie. 2, mag ek ook weet, en moet ek ook weet, dat ten spyte van my baie waaroms, ten spyte van my twyfel, ek kan kies om te bly glo, dat God se liefde en God se trou altyd daar vir my sal wees. En ek dink dis die moeilike, want dis waar die kop en die hart nie dieselfde taal praat nie. Die hart wil die twyfel deel doen van, Here, waarom hoor U my nie, waarom verstoot U my, waarom het U my vergeet, al daai waarom vragies. Die kop wil sê, ek wil bly glo dat U vir my goed is. Ek wil bly glo aan U liefde, ek wil bly glo aan U trou. Maar dis 'n keuse wat ek en jy kan uitoefen. Ek sê dit dikwels vir mense, die seer in ons lewens is 'n gegewe. Iewers in jou lewe gaan jy seer beleef, dis vir ons gegee, dis 'n gegewe, maar hoe jy hierdie seer hanteer, dis 'n keuse. Jy kan of soos 'n Job op die ashoop gaan sit en jou geboortedag vervloek en sê, jy moes eintlik nooit hier gewees het nie, ek wil niks van hierdie lewe weet nie, of jy kan soos hierdie psalmdigter in Psalm 9 sê, ek weet op 'n dag, sal die Here sy trou weer laat blyk. Het gaan nie vandag dalk gebeur, dit gaan nie dalk môre gebeur nie, maar ek weet, op 'n dag gaan die Here sy trou weer laat blyk. Want hoekom? Hy is die getroue God. Hy is die een wat van ewigheid tot ewigheid dieselfde is. Hy is die een wat nog altyd getrou was aan sy woord. So jy is in daardie tye, wat dit vir jou voel, die hartseer gaan jou oorweldig. Die alleen wees of die eensaamheid gaan jou oorweldig. Daardie uitroep na die Here en hy jou nie hoor nie, daardie wag op die Here, dit gaan jou oorweldig. Juis wanneer dit vir jou voel, jy wil vers 8 uitroep, dat die een golf na die ander golf oor jou spoel is, asof jy in 'n see is en die een brander na die volgende brander slaat jou, net as jy opkom, dan is die volgende brander weer daar. Wanneer jy daardie oomblikke beleef, dan wil hierdie psalm vir jou sê, dis wanneer jy kies om aan die Here vas te hou. Selfs in daardie oomblikke, as jy niks van hom beleef nie. As jy in die donkerste van die donkerste oomblikke van jou lewe is, en as jy voel, God is glad nie naby nie, dat ek juist daar weet, maar sy troue liefde sal altyd by my wees. Weet nie wie van julle het al die voorreg gehad om in die Kango-grotte te wees nie. En as jy nog nie daar was nie, dan hoop ek dat jy iewers dit op jou bucketlist het, dat jy graag daar die plekkie sal besoek. Meeste sal, as jy nou daar was, daai groot saal herken. Hulle praat ons van die groot saal as jy daar instap. En hulle het hom nou baie mooi met liggies en allerlei goeders versier. Maar as jy nou daar is, dan weet jy mos op 'n stadium, dan sê die gids, ons gaan nou al die ligte afsit. En dan gaan jy sien hoe dit gelyk het toe die eerste boer wat die plek ontdek het, hoe dit vir hom moes gewees het. En dan steek hulle 'n liggie of 'n kersie aan wat ekwivalent is aan die lig wat hy daardie tyd sou gehad het. En as jy nou 'n entjie ver van hom af staan, so ver wat daai man van hom af staan, dan kan jy amper daardie liggie nie sien nie. Maar dit is so donker in daardie groot grot dan dat jy nie letterlik jou hand voor jou oë kan sien nie. Dit is so donker dat in die Kango-grotte is sonder die lig.
Maar elkeen van ons wat al daar was, weet, dat as jy uit daai donkerte uitstap, dan skyn die son nog steeds daar buite. En dis altyd die mooi beeld wat ek aan dink as ek aan hierdie gedagte dink, dat al voel dit vir jou op hierdie oomblik, hoe donker, al voel jy hoe afwesig, of God hoe afwesig in jou lewe, al voel jy dat God hoe ver van jou af is. Die son bly skyn buite, ten spyte van die feit dat jy hom dalk nie sien nie. Die waarheid van God se trou en van God se liefde is daar, ten spyte van die feit dat jy dit dalk op hierdie oomblik nie sien nie, of beleef nie. 3, dit word so 'n bietjie moeiliker, klink vir my, ek maak dit nie maklik vir jou nie, maar dit is absoluut die moeite werd om dit tog te doen. 3 is om te kies om aan te hou sin. Ek het 'n goeie vriend gehad, ek het hom nog steeds, hy het my as kind na die Here toe gelei en my die eerste regte kennismaking met die Here gegee. Maar hy het hierdie mooi motto vir my in my lewe geleer, wat ek vandag nog gebruik, om te sê dat lofprysing is die begin van probleemoplossings. Ek het dit al dikwels ook vir julle gesê. Dit gebeur op 'n vreemde manier, dat wanneer ons regtig diep in die moeilikheid is, of ver van die Here voel, wanneer ons begin sing, ons in ons geloof versterk word. Ons uitkoms begin raak sien. Dinge vir ons partykeer weer in plek val. En dis weer waar die hart en die kop nie lekker saamwerk nie, want ek is nie op 'n lekker plek in my lewe nie, en dan wil ek juis nie baie opgewonde lofliedere tot eer van die Here sing nie, dan sal ek eerder klaagliedere wil sing. Maar lofprysing is juist die bewys dat ek nie aan my omstandighede gebind is nie, maar dat ek aan God vashou. Onthou julle daai kosbare verhaal daar in Handelinge 16? Paulus en Silas word in die tronk gegooi, hulle rugge word fyn en flenters geslat, en dan lees ons daar in daardie gedeelte dat hulle ook nog in voetboeie vasgemaak word. Nou voetboeie beteken hulle het jou teen die muur vasgesit, dikwels sit jou hande ook nou nog in handboeie, boeie so in die kante vasgewees, maar dan het jy so in 'n 90 grade manier teen die muur gesit, en jou voete is daar voor in so 'n voetboei vasgesit. Anderswoorde, jy kon nêrens heen beweeg, jy kon jouself eintlik glad nie beweeg nie. Nou kan jy net vir 'n oomblik indink, jou rug is nou hier fyn en flenters geslat, soos wat Paulus en Silas in is. Jy sit nou teen hierdie growwe muur, en dan sê Handelinge 16 vir ons, hulle is in die binneste van die binnekamer van die tronk toegesluit, soos in die Kongo-grotte. In daai pik donkerte waar jy niks kan sien nie, daar sit hierdie 2 manne met hulle stukkend geslaande rugge. En wat lees ons dan in vers 25 van daai hoofstuk 16? Teen middernag het Paulus en Silas begin om lofliedere tot eer van die Here te sing. En al die gevangenes het dit gehoor, en die tronkbewaarder wil eers sy eie lewe neem, maar kom uiteindelik tot bekering. Paulus leer vir ons daar iets van, ten spyte van my omstandighede, kan ek steeds lofliedere sing. Want my lewe is aan die Here gekoppel. My lewe is aan die Here gebind. Hy is die rede hoekom ek lofliedere kan sing. Nie my omstandighede nie. O nee, ek sing nie wanneer dit goed gaan en ek huil wanneer dit sleg gaan nie. Ek sing altyd omdat die Here my lewe is. Ons hoor dit in hierdie Psalm. Hy vra nog die waarom vraag. En dan skiet ek die volgende ook en sê, ek sal selfs in die nag vir hom 'n lied sing, vers 9, 'n gebed vir die God van my lewe. Leer om te sing, wanneer dit baie sleg en baie swaar en baie donker met jou gaan. 4, moet jy onthou om jouself maar dikwels moed in te praat. Ons mag dit doen, ons moet dit doen. Ek was hierdie afgelope tydjie maar net weer eens verras toe ons die Olimpiese spele kon kyk, hoeveel keer jy dit by veral die atlete, die atletiek deel van daardie ouens gesien het. Jy gesien as daai ou aantree om sy hoogspring te doen, hoe hy homself eers opwerk en om met homself praat en hom motiveer en die skare oproep en sê help my. Hy praat homself moed in, want hy moet nou oor 'n lat gaan spring. Of die ouens wat verspring doen of hierdie triple jump doen, hulle is heeltyd so met hulle self eers in gesprek en dan gaan hy. Ons hoor dit in hierdie Psalm, doen die psalmdigters dit ook. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? En hoor nou, praat homself moed aan, vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, want hy is my helper en hy is my God.
In daai selfde oomblikke van die waaroms, is daar ook die moed in praat. Ek sal op die Here bly vertrou. Ek sal vir hom 'n loflied sing, want hy is my helper en hy is my God. Vyfdens help dit vir ons om net vir 'n oomblik weer bietjie terug te kyk in die verlede en te sien hoe God ons in die verlede altyd gehelp het. Ons hoor dit in vers 5 van Psalm 42, as hy sê, as ek my lewe voor my laat verbygaan, met ander woorde, as ek so dink aan my lewe wat verby is, en ek dink daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God voor die skare uit na sy huis met gejuig en met loflied, dan gaan hy nou aan. Maar jy hoor, hy dink terug aan daardie tyd hoe die Here vir hom goed was, en hoe die Here voorsien het, en hoe dit met hom gelukkig gegaan het, en hy 'n loflied en 'n gejuig saam met die skare kon sing, en hoe die Here vir hom uitkomste gegee het. Elke keer as ek en jy so 'n bietjie terugdink, as ons in 'n slegte tyd van ons lewens is, dan weet ek, daar was 'n geleentheid waar die Here vir my kom uitkoms gee het, waar die Here my gebed verhoor het, waar die Here weer kom voorsien het, waarin hy die trane weer kom afdroog het, en noem nou maar op wat die geval is. Maar die verlede leer my om te onthou dat God werklik waar getrou is, dat hy altyd, iewers op 'n tyd, op 'n dag, op 'n geleentheid, my gebed hoor. En dan laastens, dit waarmee die Psalm begin het, dat ek nie sal ophou om te smag na God self nie. Soos wat ons in hierdie eerste verse gehoor het, soos wat 'n wildsbok smag na water, so smag ek na U, o God. Nee, ons moet ophou om te smag na uitkoms. Ons moet ophou smag na genesing. Ons moet ophou smag na 'n maat, as ek nie 'n maat het nie. Ons moet ophou smag na 'n werk, of wat die geval ook al is. En ek moet net begin om weer na God te dors, na God te smag, soos wat 'n wildsbok na water sou smag. Ek het dit al dikwels vir julle gesê, daai boek wat Stefan Joubert geskryf het van God is genoeg, is ek een van die beste boeke wat jy op jou boekrak kan hê. As ek daai ding elke dag kan lees, is ek op my gelukkigste. Want daardie boek wil juist daai waarheid in die oordra, God alleen is genoeg. Ek het nie God in my lewe nodig sodat hy vir my bepaalde goed moet doen, en as hy dit nie doen nie, dan het ek so 'n bietjie 'n krisis met God nie. God alleen, net God op sy eie is vir my genoeg. Want as ek na hom smag, dan kom ek agter, hy gee vir my uitkoms. Hy hoor my gebede, hy gee vir my verligting in my seer in my hart, en alles wat ek so graag eintlik wil hê. Maar dit begin by 'n smagting na hom. Jy moet nooit ophou om na hom te smag nie. Jy moet nooit ophou om te sing nie. Jy moet nooit ophou om met hom te worstel, soos wat ons dikwels doen as ons in krisis is, en dit met ons sleg gaan, en dan los ons hom vir God. Dan hou ons op bid, dan hou ons op om kerk toe te kom, dan hou ons op om die woord van die Here te lees, want wat help dit tog, hoor ek dikwels wat mense sê. Dis die tyd, wanneer dit met jou op jou slegste gaan, wanneer jy in die diepste gat is, om dan te sê, Here, ek wil na U bly smag, soos wat 'n wildsbok na water sou smag. Julle sal dalk beter onthou as ek, want ek moes dit eers weer 'n bietjie gaan terugkyk het, maar daar heel in die begin van hierdie reis, toe ons met die psalms begin het ek gesê, die psalms gee vir ons elke liewe moontlike emosie, wat daar al ooit was, en wat daar nog ooit sal kom, vir ons in die psalms weer. Daar's geen emosie wat ek en jy al gehad het in ons lewens, en wat ons dalk nog sal hê in ons lewens, wat nie iewers in die psalms verwoord word nie. Dis hoekom die psalms gebede is, wat ek en jy met die Here kan praat, en met die Here kan worstel, en met onsself kan deurpraat. Dit gee vir ons die regte woorde, om uiteindelik met die Here te gaan gesels. Och, in hierdie mal week wat verby is, en ek is so dankbaar hy is verby, het ek nie by een nie, nie by twee nie, maar by meer as 3 mense die geleentheid gehad om jy so 'n bietjie met hierdie psalm te gesels, omdat ek by hulle iets van hierdie emosies gehoor het. Hoe mense vir my sê, weet jy, ek is die een oomblik as ek daar bo en dit gaan met my goed, net om die volgende oomblik letterlik teen die planke te wees en met God te worstel oor, maar waarom, Here? Waarom moet ek nou deur hierdie seer gaan? Waarom het U my maat weggeneem? Waarom het dit met my gebeur? Waarom dit, waarom dat? En ek het net besef, hierdie psalm is waarskynlik enigiets tussen 2500 en 3000 jaar terug is hy geskrywe. Dis lank voordat ek en jy hier op aarde was. Voor ons voorgeslagte op aarde was het die psalmdigters al met hierdie einste emosies gesukkel en geworstel. So daar's niks fout met jou, as jy dit ook beleef vandag nie. Jy is nie abnormaal as jy hierdie emosies beleef nie.
Nog meer is jy nie die enigste een in hierdie wêreld wat hierdie emosies beleef. Hierdie wipplank emosies, en ons ken mos nou wipplank in 'n park. Die een oomblik is jy bo en die volgende oomblik is jy onder. Die een oomblik voel ek goed en as ek okay, die volgende oomblik is ek teen die grond. Die een oomblik het ek lofliedere op my lippe, die volgende oomblik vra ek, Here, hoekom en waarom? Hoe het hierdie dinge so verkeerd gegaan dat ek soveel seer, soveel smaad, soveel hartseer, soveel trane moet hê? En dan hoor ek dat die Here sê in sy psalm, deur sy psalmskrywers, dis okay as jy so voel. Want ek is okay daarmee, sê die Here. Ek is selfs okay met jou as jy nie met my okay is nie. Want vriende, partykeer dink ek, is ons te vroom. Wil ons nie vir die Here sê, ek het eintlik 'n probleem met u nie. My eintlike wroging, my eintlike kwaad is teenoor u. Want op 'n oomblik wat ek u die nodigste gehad het, het u my maat weggevat. Die oomblik toe ek die nodigste gehad het, het ek siek geword. Het ek my werk verloor. Het ek in die moeilikheid beland in 'n verhouding. En ek is eintlik vir u kwaad. Maar ons is soms tog so vroom dat ons dit so 'n bietjie wegsteek. Ons wil dit nie sê nie. Hierdie Psalm kom sê vanmôre vir my, dis okay as jy nie okay is met die Here nie. Want hy is okay met jou. En meer as okay met jou, is hy die getroue God wat jou hart en jou emosies ken. Sê Psalm 139 nie vir ons, dat voordat ek nog 'n gedagte in my laat opkom het hy reeds geweet wat dit gaan wees nie. Hy het my aan mekaar geweef toe ek in my ma se moederskoot was. Hy weet alles van my. Ek hoef vir hom absoluut niks weg te steek nie. Ek kan eerlik voor hom kom staan en sê, Here, waarom? Ek kan in my waaroms kan ek kies om te sê, Here, ek verstaan niks hiervan nie, ek beleef u as totaal afwesig, dis vir my pikdonker hierin, maar ek wil soos die psalmdigter sê, op 'n dag weet ek, sal u trou weer laat blyk. En daarom sal ek selfs in die nag vir u 'n lied sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Hou nooit op om te smag na die Here nie. Bly smag soos wat 'n wildsbok na water sou smag na God alleen, totdat hy jou hart, jou emosies en jou kop weer by mekaar uitbring. Mag jy dit ook so beleef. Amen. Here, baie dankie dat ons dit mag hoor vanmôre. Partykeer sit ons dalk hier en ons wil dit nie eers glo nie, want ons het soveel seer. En ons is so alleen en ons het soveel moeilikheid voor ons. En ons sien gewoon net nie uitkoms of verligting of 'n beantwoording van ons gebede nie, dat ons soms maar sukkel om te glo wat u woord vir ons sê. Liewe môre vir ons help om weer te aanvaar dat om u op u woord te neem is 'n keuse. Ek kan kies om u te glo of ek kan kies om myself te glo of die leuns wat ek in my eie kop partykeer vir myself gee te glo. Maar dankie dat u vanmôre deur hierdie psalm vir ons kom sê, maar jy kan maar met my eerlik wees. Jy kan maar jou waaroms en jou hoekoms vir my bring. Jy kan maar vir my kom vra hoekom het dit of dat gebeur. Of hoekom laat u toe, of hoekom voel dit vir my dat u my vergeet het en my verstoot het. En u sal okay wees daarmee. Maar dankie dat ons nie maar net by ons hoekoms hoef te bly nie, maar dat ons ook kan sê, ek weet en ek hou dit met my hele hart vas, dat op 'n dag sal u trou weer aan my bewys. Dis dalk nie vandag nie, dis dalk nie môre nie, ek moet dalk 'n rukkie wag voordat ek dit werklik beleef en ervaar, maar u wat die getroue is, wat van altyd af getrou was en tot in alle ewigheid getrou was, u sal die woord gestand hou. Help ons daarom om te sing, selfs in ons seer, dat ons lofliedere tot die eer sal bring, soos wat Paulus en Silas en soveel ander gelowiges in hulle eie tye van swaar en seer gedoen het. Dankie dat ons mag weet, Here, u is waarlik die getroue Here. U is die een wat ons in u liefde vashou, selfs wanneer dit vir ons voel, u is ver van ons af. Mag ons vanmôre uitloop met nuwe moed, met nuwe krag, met 'n nuwe gesindheid van, ek vertrou die Here, en ek sal aanhou bly glo, selfs al sien ek die son op hierdie oomblik nie in my lewe skyn nie. In Jesus se naam. Amen.